Dag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis 'n voorreg om op jou skerm te kan wees. Ons is in die tweede Sondag van Advent, juis daardie tyd van die jaar wat ons onsself voorberei vir Kersfees wat op pad is, om weer nie te besef wat Kersfees hierdie jaar vir jou beteken en dat Jesus Christus gebore is vir miljoene mense reg oor die aarde, maar baie spesifiek ook vir jou. En ons het die geleentheid vandag om stil te word daar waar jy ook al is, in jou sitkamer, terwyl jy op reis is, of dalk terwyl jy saam met vriende of familie is, of dalk terwyl jy alleen is. Vandag kan jy saam met die Here stil word. En in hierdie paar minute wat ons so aanlyn by mekaar is, die Here opnuut en uniek ervaar, deur die woord, deur ons gebede, en deur die oomblikke waar ons stil staan en nadink oor dit wat die Here vandag ook vir jou wil sê. En ek wil jou uitnooi om ook jou hart oop te maak om vandag die Here se woord daar waar jy is op hierdie oomblik te ontvang. Ons het die voorreg dat ons vir 'n tyd lank, byna 12 jaar, vir Dr. Frikkie Coetzee gehad het as leraar, voltydse leraar by Luxmundi. Frikkie tree af in Desember maand en is vandag sy laaste aanlyn erediens. En ons het die voorreg om weer vandag sy wysheid en sy insig en sy kennis te hoor vanuit die woord, 'n teks in Markus, en ons gaan daarna luister, maar voordat ons daarna luister, wil ek graag vir Frikkie 'n gebed doen. Dis sy laaste geleentheid saam met ons so aanlyn, en sy afskeidserediens is die 7de Desember by die oggenderediens in die gemeentesentrum by Luxmundi. So dit maak vandag sy laaste aanlyn erediens, en wil ek graag vir hom vra om saam met my hier te kom staan, en wil ek vir hom 'n gebed doen, ook vir die volgende fase van waar die Here hom gaan gebruik wanneer hy klaar maak ook hier by Luxmundi. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vir Frikkie te kan ken. Dankie Here dat U gewone mense inspan met ongewone gawes om U ongewone werk hier op aarde te doen. En net so het U vir Frikkie ingespan, Here, om wonderlike werk te verrig in die koninkryk deur middel van Luxmundi. En ons weet, Here, dat U hom verder in die koninkryk gaan gebruik deur waterkool ander medium U wil volgende hê moet op sy pad kom. En ons vertrou U daarmee, Here, dat U hom sal inspan as 'n waardige arbeider wat werklik in U koninkryk 'n groot verskil kan maak. Dankie Here vir wie hy is. Dankie Here dat ons vir soveel jare na hom kon geluister het in persoon, maar ook so aanlyn. En dankie Here dat daardie boodskappe ook vasgevang is op YouTube, dat ons weer daarna kan gaan luister. En ons gebed is Here dat U hom sal seën met wat ook al volgende vir hom voorlê. Dat U hom sal seën met die volgende fase en met sy bediening verder. En ons dankie Here vir wie hy is, en ons eer U Vader dat ons ook nou kan stil staan by U woord. Amen. Amen. Dankie Marco. Luxmundi vriende, dit was regtig 'n voorreg om die afgelope 12 jaar ook deel van hierdie geloofsgemeenskap te wees en die woord van die Here ook te bring in die gemeente, en ook vanoggend ook deur die digitale erediens. En my gebed is dat die Here in die sentrum sal wees, dat die Here verheerlik sal word, dat ons almal ook voor die Here sal wees. En ek sal aan die einde van die boodskap so ietsie sê oor my belewenis van die afgelope 12 jaar. Ons gaan lees uit Markus 1 uit. Markus het 'n baie interessante invalshoek. Uit 'n baie korter inleiding. Hy het nie baie oor Jesus se geboorte, amper min oor sy geboorte word net genoem van die goeie nuus wat gaan oor die evangelie van die seun van God, en dan oor Johannes wat op die toneel verskyn, en dan die doop, en dan die woestyn, en dan sy Jesus se intreepreek, wat ek wil gebruik dan nou vir my aftreepreek in die gemeente. 'n baie interessante situasie. En Markus se evangelie is beknop. Hy is asof hy beknop op opsomming van die goed wil sê. Want hy dit loop op tot 'n hoogtepunt later in die evangelie. Dit is geskryf so in 65 na Christus, en vir die Christene daar in Rome. En ons moet nou onthou, volgens die tradisie het Johannes Markus dit geskryf.
Hy was nie een van die 12 disippels nie, maar hy het Petrus was in die gemeente in Rome ook gewees. Paulus het ook kontak gehad met die gemeente en hy het lyk my baie goed geluister na wat Petrus gesê het. Sy preke geluister en hy het hierdie opgeteken. En dis die oudste evangelie wat ons het. Hy het 'n kiebron gebruik wat later verlore gegaan het. En hy maar Paulus het in 55 na Christus het hy die Romeinebrief geskryf. En daar 10 jaar verloop, so 65 na Christus. In 55 na Christus was die Christene nog nie so vervolg nie. Die Christene het 'n redelike vreedsame bestaan gehad. Het was ook keiser Nero wat in bewind was, maar 65 na Christus het daar 'n klomp goed gebeur. 'n gedeelte van Rome het afgebrand en keiser Nero die Christene geblameer daarvoor en die Christene ook verban uit Rome uit, sodat daar was toe 'n tydvak van vervolging wat ingetree het. So 'n moeilike tyd vir die Christene. En Markus skryf dan nou hierdie evangelie. Kom ons lees die gedeelte, ons gaan net 'n bietjie verder daaroor gesels, maar wat beteken dit vir ons? Juis in die tyd waarin ons leef. Markus 1, ek gaan vanaf vers 14 lees, nadat Johannes gevange geneem is. Mens hoor dadelik hier dramatiese ding. Johannes, die voorloper van Jesus, word gevange geneem. Dadelik drama. Nadat hy gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig. Interessant, Galilea, die teenpool van Jerusalem, Galilea waar die heidene woon. Hy begin sy bediening daar in Galilea. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle, en glo die evangelie. Kragtige opsomming van sy boodskap. En dan in vers 16, terwyl hy langs die see van Galilea geloop het, het hy vir Simon en Andreas, die broer van Simon, net in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hulle het 'n entjie verder geloop, hy het 'n entjie verder geloop en Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien. Interessant, 2 broers wat hy geroep het, waar hulle in die boot besig was om hulle nette heel te maak. Hy het hulle dadelik geroep en hulle het hulle vader Zebedeus met die huurarbeiders, met ander woorde die werkers, in die boot agtergelaat en weggegaan agter hom aan. Die hele gedeelte gaan ons gebruik ook in die boodskap. Die tema is behou fokus. Ons het hierdie kwartaal gepraat oor helder fokus, en dan hierdie tema vir my afskeidspreek is dan nou behou fokus. En dit is baie belangrik vir die toekoms, vir die pad vorentoe. Want ons is deur in 'n situasie van oorgang van leierskap. Ons sien hier in die Markus se inleiding die oorgang van leierskap van Johannes na Jesus. Een teoloog het hierdie gedeelte gebruik as 'n bevestigingspreek waar 'n jong predikant bevestig is en die oorgang van leierskap plaasgevind het. So ons sien hier Johannes wat op die toneel was, gepreek het, ook die boodskap van bekering, want die koninkryk is hier in bekering, en die doop van Johannes, wat nie die doop is vir die Christelike doop is nie, die afwassing van sondes, en dan gaan Johannes van die toneel af, want hy was nie die voorbereider, die wegbereider, en dan kom Jesus op die toneel, die oorgang van leierskap. In Luxembourg het ons ook nou 'n hele paar jaar oorgang van leierskap gehad, van predikante wat lank hier was, Laurens wat lank hier was, Johan wat lank hier was, Sebastian wat lank hier was, en ek wat 12 jaar hier was, en dat ons 'n oorgang na jonger predikante in 'n nuwe seisoen en 'n nuwe fase in die gemeente.
Nou, as hierdie tipe van oorgange nie reg en goed loop nie, kan dit persoonlik vir mense en vir die organisasie en natuurlik gemeente 'n traumatiese ervaring wees. Maar ek kan vir u werklik verseker dat hier baie voorafwerk gedoen. Hier is jarelang beplan en die huidige proses met Cornel se beroeping het 'n jaar geneem. Baie deeglike beplanning, konsultasie en ek as predikant wat spanleier was wat afgaan het baie groot vrede in my hart dat ons 'n deeglike proses gevolg het in hierdie oorgang van leierskap. Nou die boodskap wat die Here op my hart gelê het is om in hierdie oorgang met alles wat ons beleef en dit is belangrik dat mense die oorgang goed doen en dat ons die oorgang beleef en die 12 jaar wat ek hier was vier en dat ons vir mekaar sê wat ons vir mekaar graag wil sê sodat die oorgang goed kan verloop en dat ons almal, maar veral die gemeente, fokus kan behou en voortgaan met die goeie werk waarvoor die Here vir ons geroep het, hier in hierdie area waar ons bly, om 'n familie te wees wat Koning Jesus volg. Ons is op hierdie reis. Ons is 'n liefdevolle en 'n oop familie wat mense innooi, wat Jesus volg en mense innooi. Ons is 'n familie, geloofsfamilie wat op die avontuur en die reis is om Koning Jesus die Here Jesus Christus te volg. En dis baie belangrik dat ons sal hierdie fokus behou. Toe hierdie gemeente gestig is, voor die kerkgebou gebou is, die gemeentesentrum gebou is, was een van die fokustekste gewees. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en sy wil, en dan sal hy die ander goed byvoeg. Daar was reeds in die ontstaan van die gemeente hierdie kritiese belangrike fokus om op die koninkryk van God te fokus. En nou, hoeveel jaar later, sê maar 36 jaar later, die gemeente so 38 jaar oud, nou is dit weer krities belangrik. In 'n oorgangsfase waar die predikante wat lank in die gemeente was klaarmaak, om te sê, kom ons behou die fokus, wat in die DNA van hierdie gemeente ingeskryf is, wat in die hart van die Here vir die gemeente is, vir die pad vorentoe, vir natuurlik ons veranderde konteks en ons situasie. As ons kyk hoe Markus vir ons natuurlik daarmee kan help, om vars en nuut in ons situasie in 2025, 2026 fokus te kan bly behou, hoe hierdie gedeelte vir ons kan help, en as ons kyk na die situasie van Markus en die evangelie, daai Christen vir wie hierdie boodskap geskryf is, wat 'n gemeente in Rome was, wat 'n huiskerke vergader het, wat so plus minus 0,1% van die bevolking was, Rome 'n stad van ongeveer 1 miljoen mense, van 55 na Christus tot 65 na Christus het hulle bietjie meer geword. Die geleerdes is onseker hoeveel hulle presies kan wees, maar waarskynlik 0,1% van die bevolking, ongeveer 1000. Hierdie Christene het geweldige druk beleef. Hulle is deur die staat verdruk. Hulle het lyding ervaar omdat hulle Jesus bely het. Hulle het geleef in die hoofstad van die Romeinse oorheersing, hierdie kragtige wêreldmag, waar die keiser Nero die Here, die Kurios was. En hier onder die neus van die keiser is hulle Christene wat bely Jesus is die Kurios, is die Here. Dit is klaar lewensgevaarlik. En hier het hulle gefunksioneer in huiskerke
en hulle is vervolg en van hulle is ook tereggestel vir hulle geloof. Ons konteks, leef ons in 'n konteks van kerkvervreemding, mense wat wegdryf van kerke af, ook mense wat se frekwensie van kerkbywoning baie afneem, van mense wat miskien 1 keer in 6 weke erediens bywoon, of selfs minder, 'n kerngroep wat gereeld eredienste bywoon, sommige mense wat afsydig en onverskillig oor geloof raak, baie mense wat 'n enorme druk beleef hier in die ooste van Pretoria, om suksesvol te wees en selfvoorsienend te wees in ons landsituasie. Wat geweldig hard werk. Party gesinne is en die man en die vrou in 'n werk en dan het hulle nog 'n ander werk ook om net doodgewoon die druk te kan hanteer, ook finansiëel. Dan worstel mense met angs. Baie mense worstel met angs, met uitbranding en met 'n gevoel van dinge gaan nie beter word nie. Dinge gaan waarskynlik slegter word. En dan sien ons dat sommige mense hoop verloor vir die land en dat hulle na ander lande toe uitwyk. In hierdie konteks van Markus skryf Markus hierdie gedeelte. En hy vertel van Jesus en hy vertel van die evangelie van die koninkryk. Juis om hierdie gelowiges in hulle moeilike situasie, wat nog baie moeiliker as ons in was, te bemoedig om te volhard in hulle geloof. Nou die boodskap wat die Here dan op my hart gelê het is om te sê, mag hierdie boodskap vir ons in Luxmundi en in die gemeenskap waarin ons leef, mag dit vir ons inspireer om te volhard in ons geloof. En hierdie fokus van behou fokus gaan daaroor dat ons in hierdie gebroke harde werklikheid baie bewus sal wees en fokus sal behou op die nuwe werklikheid wat van die koninkryk wat in die Here Jesus deurgebreek het. Dat die goeie nuus van die evangelie is die goeie nuus dat ongeag wie regeer, dat die Here Jesus gekom het en dat hy die koninkryk, dat dit deurgebreek het. En daai Christene het wat 0.1% is en ons is in hierdie land baie meer. Dat het hulle bemoedig om te sê, waar die staat en die leier sê, ek is die Here, ek is die absolute heerser. Dat hulle in daai konteks sê, ons glo in 'n ander koninkryk. Ons leef van 'n ander werklikheid. Ons leef wel in hierdie gebroke werklikheid, maar ons laat nie ons lewe bepaal deur die gebroke werklikheid nie. Ons laat ons lewe bepaal deur die goeie nuus van die koninkryk van God. Soos hy sê in Lukas, die goeie nuus van God. Die goeie nuus van God is die boodskap dat God regeer en dat hierdie regering in die Here Jesus Christus 'n werklikheid geword, deurgebreek het, naby aan ons gekom het. Hy sê die tyd is vervul, dis op hande. Dit is hier. God het gesê, hierdie is 'n baie spesifieke tyd wat hy sy seun stuur om die koninkryk te laat deurbreek, sigbaar te maak en te laat groei. In hierdie tyd van oorgang van leierskap is dit 'n baie spesifieke belangrike tyd om fokus te behou. Om fokus te behou dat die koninkryk van God is hier, is by ons, is in ons omgewing, is om ons, is naby aan ons. En die koninkryk is hierdie dinamiese werklikheid van God se heerskappy wat net hier is, wat by ons is,
wat lewenstransformerend is, wat oral werksaam is. En dit kos geloofsoë om dit raak te sien, en dit kos geloofsoë om vanuit hierdie werklikheid te leef. As ons die werklikheid van die koninkryk snap, en die koninkryk is nie hierdie ver af, onafsydige, onbetrokke werklikheid nie. Dit is hier. Die Here regeer hier, by ons, waar ons werk, in ons huise, waar ons sport beoefen, waar ons in die gemeenskap kom, die Here is daar, sy koninkryk is daar, dis die boodskap van Advent, Immanuel, God by ons. As ons vanuit hierdie werklikheid leef, skep dit 'n lewende verwagting. Iets kan gebeur. Iets verrassend kan deurbreek. Op 'n verrassende wyse. Dalk op 'n stil wyse. Maar dan leef ons as Christene nie met moedeloosheid nie, maar met 'n lewende verwagting. Jesus is die Here en hy is hier. En hier kan iets gebeur. Dan sê hierdie gedeelte, die gepaste reaksie. As jy hierdie werklikheid hoor en die Heilige Gees jou geloofsoë daarvoor oopmaak, dan is die gepaste reaksie, bekeer jou. En die woord bekering het baie keer 'n gelaaide betekenis, omdat ons te verstaan net in terme van sonde, en ek moet my sonde los en ek na God toe kom, maar hierdie woord bekering beteken in die Grieks daar, dat jy jou lewe verander deur jou gedagtes en jou gesindheid en jou houding te verander. Nou wat dit beteken het in daardie tyd is dat jy jouself, soos een Nederlandse teoloog sê, jouself heroriënteer van die feit dat die Here koning is. Hoe het in die antieke wêreld gewerk? In die Ou Testament, in die Joodse wêreld, sien ons in Jesaja 52, waar die antieke konings oorlog gemaak het. En dan as die koning wat gewen het, stuur 'n boodskapper terug na sy mense toe, en hy hardloop oor die berge, opgewonde. Die koning het gewen. En dan word die beeld gebruik dat Jahwe, die Here, is koning. Hy het gewen. Hy het oorwin. Die stryd is gewen. Hy gaan kom en hy gaan heel maak en hy gaan reg maak. En hy bring hoop. En hy bring nuwe lewe. En dis hierdie agtergrond wat hier is, dat die Here het gewen. Hy het gekom. En ons ken die hele verhaal. Hy het oorwin. Hy wil genees. Hy wil red. Hy wil nuut maak. En die evangelie, die goeie nuus in die Romeinse konteks was gewees, daar's 'n nuwe keiser. En die goeie nuus is, sê maar Nero is keiser. Maar jy moet jou lewe nou heroriënteer volgens die beleid van hierdie keiser. As jy dit doen, gaan jy die Pax Romana beleef, die vrede van Rome. As jy dit nie doen nie, is daar moeilikheid. Die evangelie van die koninkryk sê, hier is 'n nuwe werklikheid. Heroriënteer jou lewe elke dag vanuit jou stil word by die Here, vanuit die koninkryk dat Jesus die Here is. Dat hy by jou is, dat hy saam met jou werk toe gaan, dat hy saam met jou vakansie gaan, hy is die Here. En heroriënteer jou gedagtes, jou gesindheid, jou lewe volgens die koninkryk. En dan is ek en jy 'n beliggaaming, 'n teken, 'n aangename geur, 'n aangename smaak van die koninkryk. Dan laat ons nie 'n slegte naas maak nie. En dan sê hy hier, hy sê bekeer, heroriënteer, glo die evangelie. Om te glo, wat beteken dit? Vir mense wat al jarelang Christene is, glo beteken om daagliks opnuut dit as betroubaar en waar te aanvaar in die algemeen, maar ook vir jou lewe. En dit te vertrou
Dit regtig te glo en daaruit te lewe vir jou hele lewe. En dan kom die volgende gedeelte: volg my. Dan kom Jesus en dan roep hy disippels. En hy roep 2 broers en so gaan dit verder aan waar daar verhale waar hy disippels geroep het. Hy roep mense om hom te volg en saam met hom die koninkryk te beliggaam. Hy roep hulle in 'n gemeenskap in, sodat hy hulle kan leer wat dit beteken om Jesus te volg. Hierdie 3 is onafskeidbaar van mekaar. Jy heroriënteer elke dag jou lewe van hierdie koninkryk. Jy glo hierdie goeie nuus. Moenie toelaat dat al die slegte nuus wat jy hoor jou lewe bepaal nie. En jy volg Jesus in jou situasie. Hierdie implikasies beteken dat Christendom nie net gaan dat jy Jesus aanvaar om eendag in die hemel te word nie. Dis ook waar. Maar die implikasies hiervan is dat ons is op reis. En die vreugde is nie net in die bestemming nie. Die vreugde is in die daaglikse reis saam met die Here. Om die lewe en oorvloed, hierdie lewegewende lewe van oorvloed, van dien, van saam met die Here leef, elke dag beleef. Die vreugde is in die avontuur, om elke dag lewegewend vir Jesus te volg. En die avontuur te beleef, van die verwagting en die potensiaal wat dit inhou. Want jy sien, dan hersien jy jou prioriteite. Jou lewe kan nie dieselfde wees nie. Vanuit die koninkryk herprioritiseer jy jou lewe. Kry jy jou lewe en jou prioriteite reg. En dan beteken dit jy, hier is 'n belofte, die Here gaan van jou iemand maak wat 'n visser van mense is. Die Here gaan van jou iemand maak wat 'n nuwe lewensdoel het in jou werksituasie, by jou huis, in jou gemeenskap, by jou sportveld, by die skool, waar jy studeer, waar ook jy is. Hier het Jesus na mense toe in hulle werksituasie gegaan. En hy het hulle geroep. Die Here roep vir jou waar jy ook al is, om daar met ander prioriteite jou lewensdoel uit te leef. En jou lewensdoel is om mense nader te trek aan Jesus. Om 'n magnetiese effek te hê, om mense nader te trek en mense so uit te nooi om saam die Here Jesus te volg. Dit is die diepste jou lewensdoel as 'n disipel van die Here. Jy as Christen is 'n disipel van die Here. Leef daarom uit hierdie nuwe werklikheid. Leer en volg Jesus. Dis 'n lewenslange proses om hierdie avontuur al hoe meer prakties te ontdek. En dan sê Jesus in hierdie Markus Evangelie, waar hy in die eerste 8 hoofstukke sy mag en gesag openbaar met wonderwerke en baie genesings. Dan gaan hy oor en hy verduidelik vir hulle, swaar kry is deel van Christendom. Swaar kry is deel van die lewe, maar swaar kry is ook deel van Christendom. Dan verduidelik hy vir hulle hoe Jesus gelei. En dan sê hy vir hulle, as julle my volg, moet julle julleself verloon. Moet julle julle kruis opneem. En jy moet agter my aanstaan. En dit beteken ook lyding. So hy sê vir hulle om Jesus te volg, is nie net maklik nie. Daar kan ook baie moeilike tye kom. Maar lewe deur te dien en jou lewe te gee. Lewegewend. Jesus het nie gekom om gedien te word nie, hy het gekom om te dien en sy lewe te gee. Moenie net kyk wat jy kan kry uit die lewe. Wat jy kan kry uit die land het nie. Wat jy kan kry uit die kerk het nie. Wat jy kan kry uit jou situasie het nie. Maar lewe hoe jy kan dien en hoe jy kan gee en hoe jy lewegewend betrokke te kan wees en hoop en vars nuwe lewe gee. Vriende,
My gebed is dat jy en dat Luxembourg as gemeente fokus sal behou op die koninkryk. Dan kan ons met vrymoedigheid van mense nooi. Die 3 bewegings wat ons het, missionale bewegings, kom saam, volg Jesus saam met ons. Die Here verander vir ons hier. Om hy maak van ons vissers van mense, dat ons lewensdoel kan uitleef. En hy stuur ons om 'n impak te gaan maak. Wees 'n familie wat koning Jesus werklik volg. Behou fokus. Ook in hierdie tyd wat voorlê. Mag die Here vir jou seën daarin. Amen. Kom ons antwoord die Here. Baie dankie Here vir die wonderlike voorreg om hier by die elke erediens, maar ook by die digitale erediens die woord van God te kan verkondig. Dankie ook vir hierdie wonderlike voorreg wat ek gehad het om dit vir 12 jaar te kon doen en ook vanoggend te kon doen. Here, help vir ons almal. Vir my in Kluis, vir die gemeente, vir almal wat agterbly om fokus te behou op die koninkryk. Dat Jezus die Here is en dat hy by ons is en dat dit lewenstransformerend is. Help ons om ons lewens te heroriënteer vanuit hierdie werklikheid. Help ons om dit te glo. Help ons om Jesus werklik te volg. Help ons met die wonderlike ontdekking dat ons is disippels. En leer ons wat dit beteken om in Suid-Afrika, in die ooste van Pretoria, in ons konteks, Jesus te volg. Dankie Here vir hierdie wonderlike seën. Ons bid dat U ons sal seën in hierdie vakansie wat voorlê, ook in dat ons goed sal rus, verkwikkend sal rus en ook in die nuwe jaar wat voorlê, dat ons fokus sal behou. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil daar net 'n paar woorde sê rondom baie dankie vir die geleentheid dat julle vir my vir 12 jaar hier ontvang het, gasvry ontvang het, julle harte en julle lewens en julle huise en die gemeente oopgemaak het vir my, dat ek hier kon floreer. Ek kon myself hier tuis maak, kon deel van die gemeente word en ek kon dien hier. Dit was heerlik gewees om te werk saam met gemeentelede, net te wees, te kuier, oor diep sake te praat, oor koninkryk sake te praat, oor die gemeente te praat, oor wat dit beteken om koning Jesus te volg. Dankie vir al die bedieninge waarin ek kon wees. Dankie vir al die leiers saam met ek weer kon werk. Dankie vir die personeel saam met wie ek kon werk. Dankie vir die gemeenteraadslede oor al die jare. Vir alles wat ek kon leer. Ook vir die leierskap wat ek by hulle kon ontvang het. En dat ons saam leiers kon wees. En op hierdie opwindende pad om hierdie droom en hierdie visie en hierdie roeping uit te leef in die gemeente daarmee te help. Vriende, dit 'n geloofs en natuurlik oor baie dankie sê vir my kollegas. Deur die jare, die voorreg wat ek gehad het om in kollegaspanne te wees en gevorm te word en saam te dink, saam te droom, saam strategies te dink en saam ook die gemeente te begelei. Dit was ook 'n groot leerervaring en 'n seënervaring. Sien, vriende, dit was 'n voorreg om saam te wees, saam te dien, saam te bid, saam te vier, saam veldtogte aan te bied, saam geleenthede te bied, saam te kamp, saam eredienste te doen. Alles hierdie saamwees is 'n geweldige voorreg. Dis die ek glo in my hart passievol oor die dinamika van 'n geloofsgemeenskap. As min dinge soos 'n geloofsgemeenskap wat erns maak met die Here se roeping en sy koninkryk. Daar's 'n dinamika. Daar's 'n energie. Daar's 'n toewyding. Daar's dienswerk, daar's opoffering. Dis goed wat 'n mens inspireer as 'n predikant.
En dankie vir die voorreg dat ek deel daarvan kon wees en mag hierdie gemeente voortgaan om 'n geloofwaardige teken te wees van die koninkryk van God, ook in hierdie gemeenskap. Baie seën daarmee. Kom ons doen enkele aankondigings en dan gaan ek die seën uitspreek. Vriende, ons is verskriklik dankbaar vir 'n baie geseënde Kerssangdiens. Ja, dit was 'n ongelooflike ervaring geweest en ek loof die Here dat die laaste Kerssangdiens waarby ek bevoorreg was om te wees so 'n ongelooflike seën was. So baie dankie aan al die mense wat so hard gewerk het daarvoor. En dan ons adventsreeks wat nou verder gaan, Sondag die 14de, die 21ste en dan nou Kersdag. Sal sien die reeks en al die temas daar en dan Epifanie in Januarie met die 3 eredienste daar en natuurlik die 18de Januarie wat ons weer begin met 'n afskop vir die nuwe jaar en dan natuurlik die geleentheid om ons dankoffer te gee. En dan deel van ons dankoffer gee, vriende, is dit nog in die tyd wat ons lofoffers gee. Dis 'n ekstra offer wat ons gee om vir die Here dankie te sê vir sy seën ook die afgelope jaar. Mag dit vir jou ook 'n vreugde wees om ergens in hierdie tyd, as jy ietsie ekstra kry of net ietsie eenkant te sit en ekstra te gee om vir die Here dankie te sê vir hierdie jaar. Dan ons Kersfeesprojekte is nog steeds aan die gang as jy in hierdie tyd besig is daarmee. Jy kan 'n kind help met skryfbehoeftes. Jy kan hawelose mense help met ete op Kersdag. Jy kan gesinne in die vakansie help met kruieniersware. Kontak vir vaders of kontak die kerkkantoor hoe jy kan betrokke raak en is so heerlik om Kersdag te vier en te weet. Ek het vir mense gehelp en 'n verskil gemaak. En dan die vakansieure, ons kerkkantoor, die kerkkantoor en Faro sluit vanaf die 12de Desember tot die 9de Januarie. So wees net bewus daarvan. En dan ook daar gaan leraars met verlof, maar daar gaan die hele tyd leraars ook aan diens wees en ons sal dit ook met julle die detail daarvan kommunikeer. En dan ons gemeentekamp in Maart, die 6de tot die 8de Maart by Wees Gerus. Skryf gerus in, dit is belangrik om sommer nou al hierdie datum te bespreek en sommer klaar in te skryf en jou plek te bespreek. Dit voel nog ver, maar jy gaan volgende jaar dit baie nodig en dit gaan 'n heerlike kuier in 'n wegbreek wees. Vriende, dis dan al van my kant af, ontvang die seën van die Here. Die Here seën ons om te fokus op sy koninkryk en geloofwaardige tekens van sy koninkryk te wees. Die seën is nie net vir ons nie. Die seën is om koninkryksmense te wees. God seën ons dat ons tot seën sal wees. Die wonderlike genade van ons Here Jesus Christus. Jesus die Here, die koning wat gekom het, wat Immanuel is, God by ons. Die wonderlike troue liefde van God ons Vader, wat vir ons so lief het, wat vir ons sorg, wat by ons is, wat ons beskerm, wat ons bewaar. En die krag en die teenwoordigheid en die gemeenskap en die inspirasie van die Heilige Gees is by ons, om ons hele lewe te heroriënteer van die koninkryk, dit regtig te glo, en Jesus passievol, toegewyd, te volg. Die Here seën jou om tot seën te wees. Amen.